Goeiemôre. Ek is bly dat dit met jou goed gaan en dat jy hierdie dag kan betree met die wete dat God in beheer is. 'n Dag wat die Here gemaak het, 'n geskenk uit sy hand. Ag, die gebed vir my hart is net dat jy in hierdie dag sy teenwoordigheid op 'n besonderse wyse sal ervaar. Sy nabyheid en sy liefde, sy onderskraging, dat wanneer jy in hierdie dag wysheid sou kort kom, God dit aan jou sal gee. Wanneer jy vrede nodig het, dit oorvloedig op jou uitgestort sal word. Ek lees die volgende: die Here maak elke dag nuut, maar jy kies hoe jy dit betree. Jy kan dit betree met dankbaarheid, dan word dit 'n nuwe dag. As jy dit betree met 'n gejaagdheid, is dit maar net nog 'n dag. Of jy kan dit betree met geloof en dit verander vir jou in 'n wonderwerk. Jy ervaar God se goedheid en sy guns, want jy's vol geloof en vertroue en verwagting dat hierdie dag vir jou iets besonders gaan oplewer. En dit is my gebed dat in hierdie dag jy dan die wonder van God se liefde en God se genade op 'n besonderse wyse sal ervaar. Ek wil graag saam met julle lees uit Filippense 2 sowel as Johannes 7. Filippense 2 vers 9 sê: daarom het God hom ook uitermate verhoog en hom die naam gegee wat bo elke naam is. En dan lees ons die volgende in Johannes 7:46. Nog nooit het 'n mens so gepraat nie. Ek wil dan graag my boodskap titel: wie is soos Jesus? Wie is soos Jesus? Daar is baie groot name in die geskiedenis. Baie van hulle is invloedryk. Maar weet jy, daar is net een van wie gesê kan word: daar is niemand soos hy nie. Hy staan in 'n klas van sy eie. Hy word beskryf as die een wat sal heers en regeer. Hy is die lelie van die dale, die blinkmôre ster. Hy is wonderbare raadsman. Hy is sterke God, ewige Vader en vredevors. Hy is God onvergelykbaar. Hy het nooit 'n boek geskryf nie, maar alle kennis was syne. Nêrens het hy 'n plek gehad om sy hoof neer te lê nie, tog behoort al die goud en die silwer aan hom. Wie is soos hy? Matteus 8:20. En Jesus sê vir hom: die jakkalse het gate en die voëls van die hemel neste, maar die seun van die mens het geen plek waar hy sy hoof kan neerlê nie. Jesus, die seun van God, kies doelbewus 'n lewe sonder aardse sekuriteit. Hy kom nie om gemak te soek nie, maar om te dien en te lei. Die seun van God, die koning van alle konings, kom om diensknegt te word. Om vir jou en vir my die voorbeeld te kom stel, hoe dit is om diensbaar te wees. Tog, sê Dawid van hom: die aarde behoort aan die Here, en die volheid daarvan, die wêreld en die wat daarin woon. Psalm 24:1. Opmerklik is dit, hy is nederig en hy ry op 'n donkie, tog is hy die koning van alle konings. Johannes 7:46. Hoor ons die woorde van die tempelwagte wat gestuur is om Jesus te arresteer. Maar hulle kom terug met 'n verstommende verklaring. Hoor wat sê hulle: nog nooit het 'n mens gepraat soos hierdie mens nie. Sy woorde was met gesag, met autoriteit. Wanneer hy gepraat het, kon mense daarna luister
Kan ek vir jou vra, luister jy wanneer God met jou praat? Deur sy woord, deur sy Heilige Gees, deur omstandighede. Filippense 2:9. Daarom het God hom ook uitermate verhoog en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is. Jy sien, in sy naam lê opgesluit sy karakter. Wanneer jy by sekere winkelgroepe verbystap en jy sien die naam, dan assosieer jy daardie naam met sekere produkte. Ek wil vir u sê, wanneer ek die naam van Jesus Christus waarneem, dan assosieer ek dit met die koning van alle konings, die verlosser, die redder, die een wat vir my 'n skuilplek is, die God op wie ek kan vertrou. Ja, is daar 'n naam wat kan vergelyk word met syne? Is daar iemand wat kan vergelyk word met hierdie onvergelykbare God? Daarom het God hom ook 'n uitermate verhoog en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is. Hier sien ons die kern van Jesus se uniekheid. Sy woorde is uniek en sy naam is verhewe bo elke ander naam. Jesus is uniek in sy woorde. Die wagte was nie teoloë nie. Hulle was nie disippels nie. Hulle was gestuur om Jesus vas te vat. Maar selfs hulle word vasgevang deur sy woorde. Waarom was sy woorde so uniek? Hy praat met gesag. Volgens seker Bybelkommentare sê Matthew Henry onder andere, Jesus het nie gepraat soos die skrifgeleerdes wat net ander mense aanhaal nie. Hy het gepraat as die bron van waarheid, as die bron van lewe. Sy woorde is gees en is waarheid. Hy sê nie net, so sê die Here nie. Hy sê, ek sê vir julle. Kan ek dit herhaal? Hy sê nie, so sê die Here nie. Maar hy praat met gesag en hy sê, so sê ek vir julle. Vriend, wanneer hy praat hy met gesag en autoriteit as die koning van alle konings. Die een wat vandag en môre en oormôre in die holte van sy hand hou. Die een wat raak sien, wat ek en jy nie raak sien nie. Wat beter weet as wat ons weet. Terwyl ons nie verstaan nie, verstaan hy. Hy het alle kennis in pag. En hy ken jou en my beter as wat ons onsself ken. Sy woorde bring lewe. Johannes 6:63, die woorde wat ek tot julle spreek, is gees en is lewe. Het jy dit al geondervind dat jy dalk moedeloos is, bekommerd is, en nou kom God deur sy wonderbare gees en hy spreek tot jou hart. En op een of ander wyse word jy versterk, jy word bemoedig, jy kry krag om weer aan te gaan. Dit is die Here wat ons aanbid, wat jou kan optel uit jou omstandighede en jou voet plaas op 'n ewige rots. Ons leef in 'n wêreld vol stemme. Die sosiale media het 'n stem, dit beïnvloed ons. Daar is sekere gedagtes en opinies, 'n geraas rondom ons. Maar steeds is daar net een stem wat werklik lewe kan gee, wat jou werklik kan bemoedig. Die opdrag van die engel aan Josef was, jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sonde sal verlos. Matteus 1:21, Jehovah ons verlosser. Petrus sê, elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Daar is geen ander naam onder die hemel waardeur ons gered kan word nie. Baie name dra invloed, ja,
Maar net een naam red, net een naam bring verlossing, net in een naam, in een persoon is daar genesing, herstel en 'n verandering. En sy naam is Jesus Christus, die Seun van die lewende God. Die kombinasie van sy woorde en sy naam maak hom onvergelykbaar. Wie is daar soos U, Here? Wie is daar in skoonheid soos U, in wysheid, in krag en in sterkte, soos die Here wat ons aanbid? Sy woorde dra krag van wie hy is. Hy is die Seun van die lewende God. Sy naam het gesag omdat hy gehoorsaam was tot die dood. Toe die doodsvonnis oor U en my uitgespreek was deur God. Die siel wat sondig, die moet sterwe, Esegiel 18 vers 4, het Jesus gewilliglik ons plek ingeneem. Filippense 2:9, daarom het God hom ook uitermate verhoog en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel, die wat op die aarde en die wat onder die aarde is. En elke tong sou bely dat Jesus verskoning, die Christus, die Here is tot heerlikheid van God die Vader. Wat beteken die naam bo elke naam? Dit dui op die hoogste gesag, die hoogste autoriteit. Dit beteken hy is die koning van alle konings. In 'n wêreld vol stemme, menings en geraas, bly Jesus se stem anders. Sy woorde bring vrede waar daar chaos is, waarheid waar daar verwarring is, en hoop waar daar wanhoop is. En sy naam, die naam bo elke naam, dra steeds krag om te red, te genees, te herstel, te verander, te verlos. In sy naam lê opgesluit 'n karakter wat spreek van goedheid en guns, van genade, van 'n persoon wat in staat is om vir jou en vir my te gee, ver bo kan wat ons mag bid of dink. Wanneer die hemel hom verhoog en die aarde hom bewonder, hoe kan ons anders as om saam te buig voor sy grootheid en sy almag en te bely, daar is niemand soos U nie, Here. Die tempelwagte het gesê, nog nooit het 'n mens so gepraat nie. Die vraag vandag is, wat sê jy van hom? Wanneer laas het jy sy stem gehoor? Wanneer laas het jy sy handewerk aanskou met dankbaarheid? Sy grootheid ervaar? Het jy na die sterrehemel gekyk? Het jy na die maan gekyk, na die son gekyk? Na die blomme van die veld gekyk en God se grootheid en almag raak gesien? Filippense sê elke knie sal buig. Ek en jy kan nou vrywillig buig. Of ons gaan eendag verpligtend buig. Maar die waarheid bly, Jesus is uniek. Hy is onvergelykbaar. Hy is onvervangbaar. Hy is die koning van alle konings. Daar is niemand soos hy nie. En hierdie Jesus wil bemoeienis maak met jou en met my. In sy grootheid en sy almag wil hy by jou kom stilstaan in hierdie oomblik. En jou net verseker dat jy kosbaar en waardevol is vir hom. Daarom het hy sy lewe neergelê aan die kruis van Golgotha, om terwille van jou en terwille van my te sterf,
om ons met God die Vader te versoen, omdat hy in 'n verhouding met ons wil staan. Ja, hy is daar vir jou en vir my. Nie net soms nie, maar altyd. Hy is die onvergelykbare, die alles omvattende God. Dit wat jy en ek mag nodig hê, lê in hom opgesluit, want hy is ook die groot ek is, die Alfa, die Omega, die begin en die einde. Mag jy in hierdie dag sy guns en sy liefde ervaar. Kom ons bid saam. Aan U die alleenwyse God, kom toe die lof, die eer en die dank van ons harte tot in alle ewigheid. Amen. Vrede vir jou. Jy moet mooi loop. Mag hierdie week vir jou guns inhou. Groot seën uit die hand van die Here. En mag daar in jou binneste 'n dankbaarheid wees. 'n week vol geloof. 'n week vol uitdagings. Maar 'n week waar jy God se guns, God se hand in beweging gaan sien. Vrede, mooi loop, seën vir jou en jou gesin.